meer morbied. Hy dra nie net Atlas se aardbol op sy skouers nie. Hy dra Atlas ook. Hy het swartgalligheid vervolmaak tot 'n kuns en hy het 'n goue medalje in selfbejammering. Ontmoet mevrou magteloos. Sy is 'n slagoffer van almal se verkeerde keuses rondom haar. Soos 'n 4x4 het sy in die sand vasgeval en sy sien net hoë mure rondom haar. Die lig in haar tonnel is 'n trein wat op pad is. Ontmoet broer bedruk. Hy is oor alles bekommerd. Vir elke oplossing het hy 'n hele paar probleme. Hy is 'n baie verantwoordelike persoon, want as iets verkeerd gaan, dan voel hy verantwoordelik. Ontmoet suster stres. Sy het geen naels meer oor nie, alles afgekou. Sy kan niks in die lewe geniet nie, want sy sien net altyd die dinge waaroor sy haar kan bekommer. Sy is op haar gelukkigste as sy ongelukkig kan wees. Ontmoet verwissel weemoed. Hy huil as hy na 'n komedie kyk en hy verlang na iemand wat hy nog nooit geken het nie. Sy gunsteling liedere is klaagliedere en sy gunsteling mense is al lankal dood. Ontmoet tannie twyfel. Sy raak vinnig moedeloos en dit vat nie veel om haar geloof te ontspoor nie. Die een dag glo sy en haal sy Bybelversies aan, die volgende dag is sy heel ongelowig en is sy kwaad vir die God waarin sy dan nie glo nie. Ontmoet swaarmoedig. Hy was laas gelukkig in die ou Suid-Afrika en sy laaste glimlag was in 1980. Hy hou nie van mense wat opgewonde raak nie. Sy grootste vrees is dat hy dalk eendag iets mag geniet. Ontmoet Hetty heimwee. Sy verlang na die ou dae, toe dinge volgens haar soveel beter was. Sy idealiseer die verlede. Sy leef so in die verlede tyd, dat sy die hede mis en sy het net een rad op haar kar, en dis treerad. Ontmoet oom ongelowig. Hy glo lankal nie meer in God nie, en al die slegte dinge in sy lewe, daarvoor blameer hy die Here. Alhoewel hy nie meer glo nie, is hy steeds baie opgewonde daaroor, om die God waarin hy nie glo nie, te haat. Dan is daar niggie negatief. Sy vertrou nie die vrede as dinge goed gaan nie, en sy verwag moeilikheid om elke draai. Sy sien altyd die glas is half leeg, en partymal sien sy nie eers die glas nie. Hier is hulle, die raadgewers rondom ons raadstafel. Die mense wat ons dikwels in ons lewens toelaat om ons te beïnvloed. Dawid het op 'n dag in Psalm 11 ook met sulke raadgewers te doen gekry. En ons hoor hoe hulle vir hom raad gee, vlug na die berge toe soos 'n voël. Kyk, die goddelose span hulle bo, hulle staan reg om uit die donker die opregtes van hart te tref. As die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen? So gee hulle vir hom hierdie raad, en Dawid word so half kwaad vir hulle, en hy begin met die woorde in die eerste vers, ek skuil by die Here. En dan vat hy hulle aan in 2 rondes. In ronde 1 tree hy hulle aan, letterlik, en hy blameer hulle eintlik vir die feit dat hulle so negatief is en vir hom sulke swak raad gee. En dan, in die tweede ronde, vat hy die argumente wat hulle so pas gebruik het en die raad wat hulle vir hom gee aan. En hy sê, die Here is in sy heilige tempel. Die Here is op sy troon in die hemel, sy oë is oop. En so, in hierdie 2 rondes sorteer Dawid die negatiewe mense rondom hom uit.
Ek en jy leef ook vandag in 'n kultuur van negativiteit. En ons moet kies wie ons gaan toelaat in ons kring van invloed. Wie gaan ek toelaat om my raad te gee in my lewe? As dit net hierdie soort mense is, kan ek verwag dat ek baie negatief na die lewe gaan kyk en dat ek ook die glas half leeg sal sien, eerder as half vol. En net soos Dawid moet ek en jy keuses maak. Wie laat ek toe om my te beïnvloed? Wie's in my binnekring? Wie maak my hande sterk? Hierdie raadgewers van Dawid het dit nie gedoen nie en hy moes hulle aanspreek. En dis die lesse wat ek by Dawid leer in Psalm 11. Hy maak 'n keuse om hom nie te laat beïnvloed deur sulke mense nie. Hy kies sy raadgewers beter, hy kies sy vriende beter, hy kies die mense wat hom beïnvloed beter. Miskien moet ek en jy dit ook begin doen. Kom ons kies maar die joernaliste na wie se artikels ons luister of lees beter. Kom ons kies die TV-programme beter. Kom ons kies selfs ons vriende op Facebook beter. Natuurlik kan jy nie altyd die keuse uitoefen soos jy graag sou wou nie. Soms sit jy opgeskeep met die mense rondom jou. Maar dan kan jy minstens soos Dawid kies of jy hulle raad gaan volg of nie.